Paulus wil 'n brief skryf. Ons lees 2 gedeeltes. Handelinge 18 vers 7 tot 11, as ook Galasiërs 1 vers 1 tot 3. Paulus en sy 2 medewerkers se moraal is maar baie laag, want niks wat hulle doen lewer resultate nie. En dit is veral die feit dat die Jode hulle boodskap verwerp wat hulle so hartseer maak. Maar net wanneer hulle begin dink dat alles puur verniet was, kom 'n Griek met die naam Titius Justus na hulle toe en hy bied aan dat hulle sy huis kan gebruik as bymekaarkomplek vir die gelowiges. Sy huis is egter reg langs die sinagoge. En nou ontstaan die interessante situasie dat die kerk en die sinagoge reg langs mekaar is. En spoedig is hier 'n lewenskragtige huiskerk. Maar dis nie al nie. Die hoof van die sinagoge, Crispus, kom tot geloof in Jesus en sy hele huisgesin volg in sy spore. Jy kan jou natuurlik indink hoe woedend die Jode hieroor was. Wie sou ooit kon droom dat die hoof van die sinagoge 'n Christen sou word? Dalk moet ons net eers hier 'n netelige saakie regstel. As ons praat van die kerk langs die sinagoge, dan is dit eintlik 'n totale wanpersepsie. Die kerk is nie 'n gebou nie. Die gelowiges is die kerk. Ons kan so maklik in die slaggat trap om groot geld te spandeer aan onderhoud en mooi maak van ons kerkgebou en dan die eintlike kerk, die mense, afskeep. Ons durf ook nie die kerkgebou as heilig sien nie. Dis slegs 'n bymekaar komplek vir gelowiges. Na Crispus se bekering begin dinge gebeur. En talle mense in Korinthe kom tot geloof. En skielik sit hierdie manne met oop werk op hulle hande. Die gemeente groei met rasseskrede, sodat Paulus hulle besluit dat hulle nie maar net 'n week of 2 hier sal kan bly nie. Terwyl die mense ontvanklik is vir die boodskap, moet hulle so lank moontlik hier vertoef. En uiteindelik word die weke maande en die kerk groei en bars uit sy nate uit. Een nag skrik Paulus wakker. Helder en duidelik hoor hy die stem van die Here in 'n visioen. Moenie bang wees nie, maar hou aan praat en moenie stil bly nie. Ek is immers met jou en niemand sal 'n vinger op jou lê om jou kwaad aan te doen nie, want in hierdie stad is daar baie mense wat aan my behoort. Paulus is so opgewonde oor hierdie wonderlike visioen dat hy nie kan wag om dit met sy vriende te deel nie. Uiteindelik, na baie angs en pyniging, selfs die tronk, is daar nou oorvloedige vrug op hulle arbeid. Boonop het die Here dit vir hom bevestig. Ons bly net hier, totdat die Here ons elders heen stuur. Uiteindelik bly Paulus 'n volle 18 maande daar. Vrugbare maande gaan verby. En Paulus begin wonder hoe dit gaan met die gemeentes wat hulle oor die jare gestig het. Dis veral die gemeentes in Galasië wat hom baie bekommer. Kom hulle ooit die mas op? Hy het gerugte gehoor van mense wat daar dwaalleringe verkondig. Hy begin wonder of hy nie dalk 'n besoek moet bring aan die gemeentes nie. Maar dit sou maande se reis beteken en die werk hou hom hier so vas dat hy glad nie 'n geleentheid vorentoe kan insien nie. Hy deel sy hinkering en sy kommer met die ander 2. En dan besluit hy: as ek hulle nie kan besoek nie, dan skryf ek vir hulle 'n brief. Almal stem saam. Vir dae lank top Paulus oor hierdie brief. Hoe begin ek so 'n brief? Wat skryf ek vir hulle?
Maar daar's ook 'n ander probleempie, sy oë. Van daardie dag toe hy die ontmoeting met Jesus gehad het op pad na Damaskus, sukkel hy om behoorlik te kan sien. En dit maak dit vir hom baie moeilik om te skryf. Die manne kom baie gou met 'n oplossing. Ons kry 'n sekretaris om die skryfwerk te doen. Hier's sekerlik iemand in die gemeente wat maar net te gewillig sal wees om vir jou 'n ou briefie te skryf. Nou het Paulus meer rustigheid oor die brief en hy begin beplan oor wat hy alles vir die gemeentes wil sê. Daar is so baie dinge wat hy met hulle wil deel. Dis egter nie so maklik nie, want hy wil die brief stuur vir al die gemeentes in Antiochië, Ikonium, Lystra, Derbe, en hierdie gemeentes is so uiteenlopend. Dalk moet hy vir hulle sê dat jy nie jou verlossing moet verdien, soos sommige dwaalleraars daar vir die mense probeer wys maak nie. God gee dit gratis vir ons uit genade alleen, net omdat hy dit wil gee. Paulus glimlag. Beteken dit dat as jy dan maar dat jy maar net kan doen wat jy wil? Dis mos wat sommige mense dink. Nee, beslis nie. Ons hoef nou wel nie krampagtig goeie dinge te doen om by God se genade uit te kom nie, want God gee dit vir ons. Maar dan moet ons uit dankbaarheid lewe soos God dit wil hê. En die wonderlike is dat God die Heilige Gees gee aan elkeen wat glo om hom hiermee te help. Ja, dit is die gedagte wat ek by hulle moet tuisbring. 'n Paar dae later sit Paulus se sekretaris gereed met sy gansveer en ink. Skryf, begin Paulus te dikteer. Van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is, aan die gemeentes in Galasië. Dan bedink Paulus hom. Nee, wag eers. Ons moet iets daar invoeg. Ek moet mos sê waarom ek myself 'n apostel noem. En so begin 'n totale nuwe bediening. Die eerste van talle briewe wat nie net gelees sal word deur die gemeentes aan wie dit geadresseer is nie, maar deur baie miljoene mense oor die volgende 2000 jaar. Kom ons bid. Dankie vir die wonderlike brieweskat van Paulus, Here. Dankie dat hy deur die inspirasie van die Heilige Gees soveel miljoene mense se harte kon aanraak. Amen.